het die instelling van die wet en dit wat het veronderstel was om te wees, kragteloos gemaak, maar as die vlees in my gekruisig word, dan verklaar ek, deurdat ek nou nie die dinge doen wat die wet gesê het ek nie moet doen nie, verklaar ek dat die wet eintlik reg was. Hy sê die reg van die wet word in my vervul, wat nie na die vlees wandel nie. So dit wat God daar gegee het, die bewys van die reg daarvan, word nou in ons, wat wandel na die gees en nie meer na die vlees nie, want nou het ons nie die insettinge nodig wat op kliptafel staan nie, maar dit is op ons harte geskrywe. En wanneer ek nou doen, omdat ek in die gees wandel, dan sê ek eintlik die wet was reg gewees. Dis wat hy sê. Het vir die gesê, hulle het vir hulle geregtigheid probeer oprig. Hulle wou geregtigheid oprig en hulle die wet gebruik as die middel, terwyl God bedoel het dat geloof die middel moet wees. Van die begin af wou God geloof gehad het as die middel, maar hulle het gedink hulle gaan dit deur die geregtigheid oprig. En dan wat was die wet eintlik gewees? As ons nou begin kyk. Nou kom ek agter dit is eintlik 'n verhoudingsdokument gewees. En een spreker, Andy Stanley, het dit so mooi gestel, hy sê, die wet was nie gegee as 'n voorwaarde om 'n kind van God te word nie. Dit was 'n bevestiging. Vir wie het hy die wet gegee? Hy het vir Moses gesê, ek het die ellende van my volk gesien, voor hulle die wet gekry het. Ek het gesien hoe kry hulle swaar. Ek het hulle jammerklagte gehoor, hulle was klaar my volk. En toe hy hulle uitlei en daar in die wildernis vir Moses opvat na die berg, toe gee hy die wet. Hy het nie die wet gegee om hulle sy volk te maak nie, hulle was klaar sy volk. Dit was 'n bevestiging en God wou met hierdie volk wat hy uitgelei het in 'n verhouding staan. En hy het die wet gegee nie as 'n kondisie sodat hulle sy volk kon word nie, en die fariseërs het dit begin aanwend as eintlike voorwaarde. Kom maar sê vir hulle, hoor Israel, die Here jou God is 'n enige God. Jy moet geen ander gode voor my hê nie. Hoekom? Israel, ek wil hê, julle wat my volk is, hierdie wet het ek nie gegee, en ek sê dit nie vir iemand wat buite hierdie verhouding van my met hulle staan nie. Ek sê dit vir julle omdat julle my volk is. Ek wil hê, julle moet weet, julle het geen ander God nodig as ek is die algenoegsame God. Julle kom uit 'n bestel uit waar julle 'n God nodig gehad het. Julle het in Egipte, het julle 'n God van vrugbaarheid, julle het 'n God vir die oes, julle het 'n God vir die ding, en 'n God vir daai ding. Julle het geen ander God nodig nie. Ek wil in 'n verhouding met julle tree. Ek is die algenoegsame God. As jy genesing nodig het, is ek Jehovah Rafa. As jy voorsiening nodig het, is ek Jehovah Jireh. As jy vrede nodig het, is ek Jehovah Shalom. Ek is die enige God. Jy het geen ander God nodig nie. Halleluja. Dit was nie, ek wil hê, jy moet in 'n verhouding met my kom nie, maar omdat jy in 'n verhouding met my is, wil ek hê, jy moet deur die geloof dit aanneem, dat ek die enigste God is, en ek kan voorsien in al jou behoeftes. Jy het nie 'n ander God nodig nie. Maar toe maak hulle reëls daarvan. En hulle maak wette, en hulle maak jukke wat swaar was om te dra, en hulle plaas dit op die mense se nek, terwyl God gesê het, julle is my volk, en wanneer ek hierdie instellings vir julle gee, is dit omdat ek julle teen julle self wil beskerm, is omdat ek met julle in 'n verhouding wil tree, is omdat ek wil hê julle moet verstaan, dit waaruit ek julle uitgebring het, is nie die antwoord nie, daar is 'n beter weg, en as julle julle geloof in my plaas, en julle verstaan, dat ek die alleenwyse, die alomteenwoordige, die onsienlike, die onverderflike God is, dan sal julle ondervind, dat dit wat ek vir julle kan doen, 'n werklikheid word. Miskien, maar hulle het van godsdienst gemaak wat het nie was, veronderstel nie. Hy sê, hoor Israel, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Hy sê, julle moet geen gesneede beelde maak nie. Hy sê, moet nie my 'n skepping van julle denke maak nie.
Julle moet in julle verhouding met my, moet julle verstaan, dat wanneer jy my 'n skepping van jou eie denke maak, dan minimaliseer jy my tot jou begripsvermoë, en tot dit wat jy kan verstaan, en as ek jou skepsel is, dan moet jy vir my sorg, en jy moet my ronddra, en jy moet my oppas, maar as jy my skepsel is, moenie 'n gesneede beeld maak nie, moenie my probeer skep nie, moenie van my iets maak wat ek nie is nie. Want sodra ons gesneede beelde maak, dan maak ons 'n God hoe ons dink hy is. Dan skep ons 'n God. En as ek 'n God skep, is ek sy skepper. Hy sê, man, my verhouding met jou wil ek hê, jy moet verstaan, jy kan nie my afbring tot die vlak van jou eie begripsvermoë nie. Ek is ver bo kan dit verhewe, en as jy in geloof in my sal kom en verstaan, dat jy is my skepsel, en ek is nie jou skepsel nie, ek is jou skepper, en jy kom in vertroue, en jy verstaan, dat ek is trots op my skepping, en jy is die maaksel van my wese. Maar nou maak ons gesneede beelde. En weet jy wat? Mense doen dit vandag nog. Hulle maak nie 'n God meer uit hout nie, maar hulle skep in hulle God te denke, en hulle denke 'n God. Maar as God, hoekom moet God so en so? God moet werk soos wat ek wil hê hy moet werk. Ek skep 'n God in my denke. Ek wil vanmôre vir jou sê, laat God God wees. En in 'n verhouding met hierdie God, buig voor sy heerlikheid en sy majesteit en sy almag neer. En moenie God beginne bevraagteken nie. Ons sit God partykeer in die aanklagbank. Hoekom? Maar as God 'n God van liefde, hoekom gebeur dit? As God 'n God van liefde, hoekom hierdie natuurrampe? Hoekom daardie dinge? Want ek skep 'n God wat moet werk soos wat ek wil hê hy moet werk. Dis 'n gesneede beeld. Dis 'n afgod. Dis nie die ware God nie. En vanmôre staan ek voor hom en ek sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek buig my voor U neer, omdat U God is. Amen. Ek het nie die antwoorde vir alles nie. Ek het nie. Ons probeer baie keer antwoorde gee waar ons nie antwoorde het nie. Jy probeer mense berusting te gee oor sekere dinge wat in hulle lewe gebeur, maar jy het nie die antwoord nie. Jy het nie die antwoord nie. Maar as hierdie lewe die einde van alles was, dan sê hy, dan was ons die ellendigste van alle mense. En as ons net vir hierdie lewe op Christus gehoop het, hy sê, dan is ek die ellendigste van alle mense. I am to be pitied above all men. Hy sê, maar hulle het volhard, en dis wat God soek. Hy sê, hierdie geloofshelde, hy sê, die wêreld was hulle nie werd nie, hulle het in spilonke gebly, party van hulle was in stukke gesag, maar hy sê, hulle het die onsienlike gesien. Yes. Yes. En toe God die wet gegee het hulle die wet as 'n middel gebruik om die geregtigheid te bereik, terwyl die wet eintlik daar was, dat God wou gehad het, hulle moes in 'n geloofsverhouding. Is dit waar wat ek sê? Wat sê hy daar in Markus, waar 'n wetgeleerde na Jesus kom? Nou wie was hierdie man? Hy was 'n wetgeleerde, so hy moes die wet verstaan het. Hy was nie sommer enige ou gewees nie. Hy kom na Jesus en hy sê, 'n belangrike vraag. 'n belangrike vraag. Hy sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Seker die belangrikste vraag wat enigeen van ons kan vra. Hy sê, wat moet ek doen om die ewige lewe? Die Here Jesus sê vir hom, wat staan daar in die wet van Moses geskrywe? Nou vir ons wat godsdienst maak, wat het nie veronderstel was om te wees nie, sal ons sê, jy moet nie dit doen nie, en jy moet nie dit nie, en jy moet 'n baadjie aantrek, en jy moet nie hierdie volgende, en jy moet nie so, en jy moet nie die volgende nie. Hy is 'n wetgeleerde, so ek dink hy het verstaan wat die bedoeling van die wet was. Hy sê vir die Here, daar staan geskrywe, en is dit wat daar geskrywe is, wat hy nou sê? Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart,
met jou hele verstand, met jou hele siel en uit al jou krag en jou naaste soos jouself. Hy sê, dis hierdie wetgeleerde wat die wet geken het, hy het verstaan wat die inhoud, die wese van die wet was 'n verhouding. Hy sê, die wese van hierdie wet sê vir my, ek moet God lief hê en ek moet mense lief hê. Wat sê Jesus vir hom? Hy sê nie, maar wag 'n bietjie, wat van jy moet nie dit nie, en jy moet nie dat nie, en jy moet nie die volgende nie. Nee, wat sê Jesus? Hy sê, doen dit en jy sal lewe. Hy sê, dis waaroor die wet gaan, dit was 'n verhouding. En hierdie wetgeleerde dit verstaan. Toe Jesus sê, wat staan daar geskrywe? Toe sê hy, daar staan geskrywe. Maar wat van die 10 gebooie, wat van die 613 ander wette wat in die Ou Testament voorkom? Wat van hulle? Maar die wese van die wet was 'n verhouding. En hierdie wetgeleerde het verstaan, en toe hy vir Jesus sê, daar staan geskrywe, jy moet 'n verhouding met God en met mense hê, toe sê Jesus, doen dit en jy sal lewe. Wat se lewe? Ewige lewe. En as jy nou na die wet gaan, dan was die probleem, het ek vir die gesê nie met die wet nie, die probleem was met ons. Omdat ons van die wet iets wou maak wat dit nie veronderstel was om te wees nie. En vandag maak ons van godsdiens wat dit nie veronderstel was om te wees nie. En die wêreldse skeptisisme heens godsdiens lê juist daarin gesetel, omdat ons van godsdiens iets maak wat dit nie veronderstel is om te wees nie. Ons moet verstaan, dis 'n verhouding met God en dis 'n verhouding met mense waar ek in geloofsversekerheid hierdie God wie ek ken, aanbid as die waaragtige, die alleenwyse, die enigste God. Toe Jesus sê, die hele wet word hier vervat. Toe hy sê, daar sal geen jota aan titel van die wet sal ooit verbygaan nie. Hy sê, die wet word daarin saamgevat, jy met die Here jou God lief en jou naaste soos jouself. Jesus sê dit ook. Hy sê, hierin word die Here wet vervat. En as ons nou gaan kyk na die wet, dan verstaan ons. Die wet, jy moenie moord pleeg nie, moenie egbreek, moenie valse getuies nie. As jy jou naaste lief het, dan gaan jy nie goed doen nie. Jy gaan nie steel nie. Ons moet nie God afbring na die vlak van my begripsvermoë nie. Want daai God is 'n baie klein God. As God so groot word soos my denke, is hy 'n klein God. Wanneer hy sê, jy moet nie my naam uitelik gebruik nie. Dan sê ons, ja, wel dit. En dit is waar. Dis waar, mense wat die naam van Jesus en van God uitelik gebruik in hulle gesprek, maar dit gaan meer as net dit. Dit is om die gesag van daardie naam te misbruik vir jou eie gewin. Dan gebruik jy die naam van die Here uitelik. Party mense gebruik die gesag. Ek het al gehoor, ek as moderator het sekere dinge gesê, wat ek nie van weet nie, maar die moderator het gesê, as jy moet so en so, ek het dit nooit gesê nie, hulle misbruik die gesag van die ambt, nou nie van my nie, van die ambt. En wanneer jy die naam van die Here uitelik gebruik, dan is dit om jou godsdienstige rituele en jou godsdienstige instellings in die naam van God te regverdig, wat God nooit bedoel het dit moes wees nie, dan is jy besig met 'n uiterlike gebruik van die naam van die Here. Jy gebruik die gesag van daai naam vir jou eie gewin. Hy sê, party mense het selfs die evangelie gepreek vir vuil gewin. Die seuns van Skefa het gedink hulle kan die naam van Jesus misbruik. Toe sê daai duiwels, Paulus en Jesus ken ons, maar wie is julle? Hy sê, wie is julle? Ek sien hulle wou die naam. En daarom sê hy, in daai dag sal daar mense wees, wat vir my sal sê, in U naam het ons duiwels uitgedryf. In U naam het ons siekes gesond gemaak. En die Here sal sê, gaan weg, ek ken julle nie. Hulle het die gesag van die naam misbruik, sonder om in 'n verhouding met God te staan. Hulle het nie in 'n verhouding met God gestaan nie. Maar daar was 'n naam bo elke ander naam.
En hierdie naam het hulle begin misbruik vir hulle eie gewin en hulle eie doel. En baie keer kan mense dit nog in hierdie dag doen. En ek hoor, ek sien daar's nou een of ander ouens wat ondersoek instel en jy kom in hierdie kwaksalvers, dan sê hulle kan jou nou genees, as jy nou 1500 neersit, dan kan hulle vir jou vertel wie wen die lotto, en hulle kan vir jou, nou wonder ek, hoekom het hy 1500 nodig, as hy weet wie die lotto gaan wen, en wat die nommers is, hy sal vir jou die nommers gee, hy kan vir jou die nommers gee, van wat perde gaan wen, en en dan sê party van hulle doen dit in die naam van die Here, dis 'n misbruik, dis die ydelgebruik van die naam van die Here. En God sê, jy mag dit nie doen nie. As jy in 'n geloofsverhouding met my staan, dan moet jy verstaan, dat ek is die God wat vir jou sal voorsien, wat vir jou sal onderneem. Ek is die God wat met jou 'n pad wil stap. Nou sien ek hierdie ou sê, nee, hy kan vir die manne kanker genees, en hy kan die nommers van die lotto gee. Nou wonder ek, hoekom het hy nog nie die lotto gewen nie? Ek verstaan het nie, as hy dan nou die nommers het. Maar dan kry jy mense wat dit glo, dan gaan hulle na so 'n persoon. Ek wil vanmôre vir jou sê, gaan met jou behoeftes in geloof na hierdie God wat met jou in 'n verhouding wil staan, en verstaan vanmôre dat godsdienst is nie 'n stel reëls nie, dis 'n verhouding, en wanneer ons in 'n verhouding met God staan, dan sal die ander dinge regkom. Dan kom die ander dinge reg. Ek het altyd geglo, partykeer dan wil ons in die boom klim, en ons wil die blare afpluk. Hier's 'n dooie boom, klim ons in. Moenie dit nie, moenie dat nie, moenie die volgende nie. En môre doen my broer nie dit nie, hy doen nie meer dat nie, hy doen nie meer, maar ek kyk en die boom is nog dood. En ek het besef, Here, ek moet die boom voed. En as ek die boom kos beginne gee, dan val die droë blare van self af. Ja. En as die droë blare beginne afval, dan sien ek die groen spruitjies, en ek sien die bloeisels, en uiteindelik sien ek die vrugte. En dis nie my werk nie, dis God se werk. Maar wanneer ek in die boom inklim, en ek wil hierdie reëls en regulasies daar stel as 'n middel om geregtigheid te bereik, dan is die boom net so dood soos wat hy was voor ek het gedoen het. Ek dink ek moet klaarmaak. Ek dink julle het die boodskap. Verstaan julle wat ek vanmôre wil sê? Verstaan julle vanmôre dat God se plan is nie die mens se plan nie. Verstaan julle dat ons van godsdienst kan maak wat dit nie veronderstel is om te wees nie. Ons kan 'n juk op mense plaas wat moeilik is om te dra. Ek het nie 'n probleem, weer eens. Ek het nie 'n probleem as daar bepaalde norme in 'n huis is, jou geestelike huis, wat dit ook al mag wees nie. As julle almal besluit om hierin te kom sonder skoene, dis in orde. Maar moenie sê dis wat God verwag nie. Sê dis ons huisreël. Maar nou maak ons, as ek in die teenwoordigheid van die Here ingaan, dan weet ek, God wil nie ek moet skoene aan hê nie. Omdat vir Moses hy gesê, die grond waarop jy staan is heilige grond. En dan gebruik ons en ons misbruik. En ons haal uit konteks bepaalde dinge uit. En ons wil 'n reël daarvan maak, wat op ons mense se nekke wil plaas, in steede om vir hulle te sê, weet jy wat, om die Here te dien is opwindend. Om God te dien. Dus, ek het so 'n dosent gehad, julle sal hom ken, was Dr. Lemmer Du Plessis. Sang ons die koortjie, dis lekker om die Here te dien. Sê nee, ons moet sê, dis heerlik om die Here te dien. Sê of het nou heerlik is, of dit bly lekker. Of het nou heerlik, vir my bly dit lekker om die Here te dien. En weet jy, as jy verstaan waaroor godsdienst gaan, dan
word dit nie 'n juk nie. Word nie 'n juk nie, dit word nie moeilik nie. Maar as dit vir jou 'n stel reëls word, dan gaan jy gebuk en jy het later 'n skuldgevoel. En jy staan in veroordeling. Want mense, wanneer jy God begin dien, waarlik dien, hy wat uit God gebore is, sondig nie meer nie. Nie dat ons perfek is nie. Maar ons moet verstaan dat die sonde regeer nie meer in my lewe nie. En as ek verstaan, godsdienst is suiwer verhouding met hom. En hierdie verhouding kan alleen bewerk word deur geloof. Nie deur die onderhouding van rituele nie. Want dan moes die fariseërs in 'n baie mooi verhouding gestaan het. Want hulle het die kanne gewas, hulle het gevas, hulle het gebid, hulle het hulle hande gewas, maar daar was geen verhouding nie. Geen verhouding. En vanmôre staan ek voor u, net vir u te sê, laat God wees en verlustig julle in die Here. Verstaan vanmôre, dis lekker om die Here te dien. Verstaan vanmôre, dis nie dat God 'n juk op jou wil plaas wat so moeilik is nie. Hy wil hê jy moet in geloof na hom toe kom en jy moet verstaan dat hierdie God het jou lief en omdat hy jou lief het, sê hy as jou aardse pa wat sleg is vir jou die goeie dinge wil gee, hoeveel te meer wil ek nie vir jou die goeie dinge gee nie. Maar kom in geloof. Mag die Here vir julle seën.